bly vir elkeen wat in die huis van die Here is, hulle wat of is dit moeite of is dit nie moeite nie, gedoen het om vanmôre in die huis van die Here te wees. Die Berning gesin na agter, bly dat julle vir ons kom kuier het vanmôre, en mag die goeie Here julle seën vir dit waarvoor julle gekom het. Pastoor Wil het met hierdie ding begin van, by God sal alle dinge moontlik wees. En dit brand in my hart, en dit brand, en dit hou nie op brand nie. Verlede week het ons gesels, en ek gaan nie vir julle vra waaroor het ek gepreek nie, maar ek wil hê jy moet gaan kyk, en dan vanmôre volg ons so 'n bietjie op, oor verlede week en die week daarvoor se werk. Die tema vanmôre is, hoop teen hoop. Ek gaan nou vir julle verduidelik wat dit beteken. Ons skriflesing kom uit Romeine 4 vers 17. Ek lees vir julle uit die Amplified Bible. As it is written, I have made you the Father. En weet jy wat, kind van die Here, toe ek hierdie woorde sien, toe kom maar 'n bekommernis in my hart. Kom verby, Jackie. I have made you the Father. En ek gaan maar soos ons hierdie koringkorrels gaan lees, gaan ek dit oopvrywe, en dan gaan ons kyk wat wil die Here op die einde van die dag met ons doen. As it is written, soos dit in die Bybel opgeskrywe is. Jy sien, kind van die Here is baie oulik. Hy maak beloftes, dan skryf hy dit neer, sodat ek hom kan remind. Jesaja 62 sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Nou somehow beteken dit, dat ek moet die Here remind. Is nie dat hy vergeet dit nie, maar hy lyk as ons om remind, as hy 'n belofte gemaak het. I have made you the Father. Ek wil dit anders te lees. I have made myself. Vir baie ouens gaan dit oor die empire in sy lewe. Koning Nebukadneser, God gebruik hom om Israel te straf, en die Here maak vir Nebukadneser op daai stadium koning van die wêreld. Alles wat daai tyd bestaan het, was koning Nebukadneser die koning. En hy het geweet, God het hom geseën, maar weet jy wat, in sy stupidity staan hy een aand op sy balkon, en hy sê, kyk wat het ek alles vermag. Die volgende dag toe vreet hy gras. I have made myself. En ek wil hê jy moet baie mooi dink vanmôre, die Gees van God praat gaan met ons op verskeie aspekte in ons lewe praat. Ek wil hê dat vir 'n oomblik moet ek kyk, het ek myself gebou of is dit die genade van God gewees? I have made myself. Ek het al gesien hoe bou ons empires. Daar selfs pastore wat draai empires bou. I have made you. Wie praat? God praat. I have made you. Met wie praat hy? Met Abraham. The father of many nations. Ek herinner myself, wie is die profeet gewees wat die Here vir hom gesê het, voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het ek jou geken. En ek het jou wat gemaak? Kom, julle is mos kerkmense, julle moet hierdie goed ken. En ek het jou geroep. Ek het jou gededicate. Voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het ek jou gededicate. Ek het jou geroep om 'n werk te doen. Vir Abraham sê hy, I have made you the father of many nations. Nou terwyl ons op hierdie ding is, wil ek jou vra, wat het God jou gemaak?
Pastoor Willie kan vanmôre sê, I have made you a pastor. Hy maak ons skoon, hy maak ons priesters. Hy maak ons skoon, en hy maak ons priesters. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink, kind van die Here. En ek gaan nie preek nie, ek wil net lekker met jou gesels, want ek wil hê jy moet kop toe vat wat ek vanmôre vir jou wil sê. I have made you the Father. Maar joune is anderste. I have made you, en jy moet vanmôre besluit wat dit was. Waarvoor het God my geroep? Mannetjie, is jy nog in lyn met waarvoor God jou geroep het? Nee, glo nie. Ek pik jou op jou nie. Nee, ek weet. Jy sien, kind van die Here, ons moet klaar kry met hierdie dinge, want Jesus kom. Amen. Die ding wat my bekommerd maak is, waar is hierdie ouens vanmôre? Ons het laasweek gepraat oor but I have made you. En nou weet jy wat, nou is daar tog baie mense wat sê, ek weet nie wat die Here my gemaak nie. Nou nie afkyk nie, ek pik nie op jou mense. Steph, I have called you, I have made you, jou en jou vrou, to work with young people. Nee. Waarvoor het God jou geroep? Ek sê vir jou, raak betrokke by die gemeente, sê vir nee, ek is nie reg nie, het jy die ding al gehoor? Ek wil jou een ding sê, jy gaan nooit regkom nie. Vra vir Boet Snyman. En nou klink ek nie pastoraal nie. Joe, ons kom nooit reg nie. Ons sukkel ons hele lewe lank met ons geestelike lewe, want ons kom net nie reg nie. As ek dink ek is op, dan val ek. Hey Boeta. Ek weet die hele ouens, die ons boere en sukkel met daai ding. As jy dink jy is op, as jy af. As ek gedink het, nou bid ek genoeg. Ek het eendag die audacity om hier in die gemeente te sê, ek bid 3 keer 'n nag. Ek dink is die laaste keer wat ek dit gedoen het. I have made you the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God. Ek wil hê jy moet hierdie woorde vir 'n oomblik oordink. Moenie worry nie, dis net 1 bladsy, gewoonlik is dit 2 bladsye. As dit te lank word, gaan ek stop. Ek is bang jy kom nie volgende Sondag nie. In the sight of God. Iemand het eendag gesê, hy kyk deur die brille van God. Things are totally different. Met wie praat God? Met Abraham uit die land Ur van die Galdeërs. Hy was 'n afgodedienaar, Marduk en Nebo en Nanna die maangod is wie hy aanbid het. Hy was 75 jaar oud toe God hom geroep het en hy was getroud met Sara wat nie kon kinders hê nie. Sy was barren gewees. En God maak 'n belofte aan hom in sy toestand wat totaal verlore is. Ek wil met jou praat. Kan ek sê broer of suster of meneer of mevrou? Ek wil met jou praat. Ten spyte van wie jy is, hoor vir my mooi vanmôre. Ten spyte van wie jy is, as God 'n afgodsdienaar wat 'n maangod aanbid het, Nanna, wat horing
Nou moet nie sê horing oud nie, want miskien sit hier nou iemand wat 75 is. Maar wat baie oud geword het, wat sy liggaam reeds gesterf het, en 'n vrou het wat nie kinders kon hê nie. As God hom kon gebruik, en hy het hom met 'n doel gepiek, sodat ek en jy vanmôre daaroor kan gesels. Ten minste van sy omstandighede. Jy sê, Boeta, jy ken nie my omstandighede nie, ek weet nie, maar ek gaan jou een ding sê, God weet wie jy is. God ken jou omstandighede. Hy weet hoe ver terug jy is. Hy weet hoe ver terug jy geval het, dat jou hande gebind is, dat jy niks kan doen nie. Vir Abraham en Sarah was daar geen hoop vir kinders nie, en hier kom God en hy piek hom. Het jy nou gedink as jy 'n light iemand het dan nie? Ek so bly wees en pop speel met Ons moet vir hom Mike bid. Waar hoop verlore was, vir Abraham, kind van die Here, was hoop verlore. Kyk my in die oë, kom ons kyk mekaar in die oë, is jou hoop verlore? Look me in the eye. Het julle gesien as ons dinge in ons lewens verkeerd loop, en ons bid, en ons bid, en ons bid, en ons bid, het julle geweet, dan gaan my hoop verlore. En wanneer my hoop verlore gaan, kom ek in opstand. Ek weet nie wat was die gesprekke tussen Abraham en Sarah toe hulle jonger was nie. Miskien het hulle mekaar blameer. Ons weet nie wat die gesprekke in verskillende huise is oor hoop wat verlore gegaan het nie. Toe ons hierdie kerkgrond 20 jaar terug gekoop het, of probeer koop het, toe het ek 'n visie gehad wat hierdie hele dorp sou omgekeer het. Weet jy wat, mannetjie, en vir 20 jaar staan hierdie grond en hy lyk soos hy lyk. En hier kom ander ouens, en hulle koop die grond onder ons uit. In 20 jaar het my hoop verlore gegaan oor Bethesda. Alles wat ons getraai het, het nie gewerk nie. Ek het my roeping begin bevraagteken. Het God my werklik hiernatoe gestuur? Brother, dis wanneer hoop verlore gaan. En ek getuig nie vanmôre vir die duiwel nie. Kom ons kyk wat wil die Here sê. Amen. Ek moet hierdie week met die boys sit en hoor wat gaan ons maak en hoe gaan ons maak. In the sight of God. Ons was reeds in existence. Ons is reeds gepiek toe God met Abraham gepraat het. Hou my net vas. Efesiërs 1 vers 4 sê in die Amplified, ek het hom bietjie afgekort, actually picked us out of himself. Picked us out for himself as his own. Het jy geweet, voor die grondlegging van die aarde, het God jou reeds gepiek vir homself? Nou weet ek, is hier en daar iemand wat sê, dat nie 'n gemors soos ek nie. Ek het ook baie so gedink, regtig. Ek het baie so gedink, wat stel God belang in 'n gemors soos ek? Wat wil God met my doen? He picked us out for himself as his own in Christ before the foundations of the world, deurdat hy ons voorbeskik het, voor die grondlegging van die aarde, het God ons voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Weet jy wat, kind van die Here, hierdie hoop wat ons op die aarde het, hierdie hoop wat ons het om ryk te word, of hoop om geld te hê, of hoop om 'n beter kar te hê, dis fyn. Ons het dit nodig. Maar weet jy wat is my hoop? Om te sien wat my gepiek het voor die grondlegging van die aarde.
vir homself. Ja, amen. In whom he believed. Jy sien, kind van die Here, ek moet glo. Ek moet glo. En ek het ander dag vir u sê, ek staan hier voor en ek try hier macho man wees nie. Onthou julle, ek het Sondagmôre vir julle gesê, ek het Saterdag nag, het ek met die Bybel op my gelê en gesê, Here, maak my rug gesond. Sondagmôre staan ek op sonder pyn. 2 o'clock, toe is die pyn terug. En ek sien jy stap wel lekker. En weet wat gebeur? Ek begin myself as pastoor bevraagteken, wat het jy gesê? Hoekom is jou pyn terug? Maar weet jy wat, ek moet hoop teen hoop bly glo. Ja, amen. In whom he believed, al gebeur wat in my lewe, moet ek bly glo. Hoekom? He gives life to the dead. Hoekom moet ek bly glo? Because he's got the ability to give life to the dead. Ek het, jammer my Amplified Bible is nie, en ek het eendag gepreek oor die dooie see. Ek gaan dalk nou sometime met julle daaroor praat. Ek sal daaroor praat. Ekskuus. Dit gaan oor die ability wat God het oor die natuur. Ek wil vanmôre vir julle iets verduidelik. Onthou julle lank terug het die tafel, daai tafel het hier gestaan. Toe sê ek vir julle, die ewige verlede was mos die kant gewees. Kom ons sê daai muur is die ewige verlede. En daai muur is die ewige toekoms. Wat sê God vir Moses? Wie sal ek stuur? Ag, wie sal ek sê het my gestuur? Toe sê hy vir hom wat? Sê vir hulle, die ek is. Dit is my gedenknaam tot in alle ewigheid. Ek wil met iets begryp vanmôre, kind van die Here. Omdat God is, hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. Met ander woorde, die Bybel sê mos 1000 jaar is soos een dag en 1 dag so 1000 jaar, nee. God is ewig. Ek is. Somewhere hier in die ewige verlede het hy die hemele en die aarde geskape. Toe is die aarde gedestrooi, toe het hy hom geherskep, Adam en Eva, het hier gebeur somewhere, en hier somewhere het God vir Abraham geroep. Ek wil dit nou mooi verduidelik. He calls those things that be not just as they were. Omdat God van ewigheid tot ewigheid ken, sien hy alles. Voordat jy gebore was, het God jou gesien, want jy's nou somewhere hierso. Ons is op pad ewigheid toe. Omdat God kan sien, van daar af tot daar, het hy gesien, Boet Snyman gaan hier gebore word. And he's gonna call me by name. Toe hy vir Abraham roep, het hy geweet Abraham is oud en afgeleef en Sarah kan nie kinders hê nie. Maar omdat hy hier kon sien, het hy vir Isak gesien. Ek wil hê by my bly. Toe hy het hierdie hele prentjie is voor hom van daai tyd af tot daai tyd wat nog gaan kom. Die verdrukking, die 1000 jaar vrederyk, die millennium, nuwe hemel en aarde, lê alles voor God ge-expose. Met ander woorde, hy het vir Isak hierso gesien. Toe sê hy vir Abraham, jou geslag sal soos die sand van die see wees. Hoe het hy het geweet? Hy het dit gesien. Toe hy in Efesiërs 1 skryf, voor die grondlegging van die wêreld, gaan God u en my roep, om gelykvormig te wees aan die Seun. Hoe het hy het geweet? Hy het my gesien.
He called those things that be not just as though they were. Al wat God gesê het, dat het so wees. Toe hy die hemel en die aarde geherskep het, as jy met my verskil, kom praat met my, die aarde het reeds bestaan. Toe hom herskep, toe sê hy, laat daar lig wees, toe word die lig weer normaal. Ons gaan nou nie in dit even in nie. Laat daar lig wees, God het gesê, laat daar lig wees. God het gesê, ek sal julle uitverkies, sodat julle myne kan word. En dit is so, hier sit julle. God sien jou en vir my hierso. Hy sien my in die 1000 jaar vrederyk waar ek as koning en priester regeer saam met hom oor Israel en die hele wêreld. Hy sien my hierso in die nuwe Jerusalem. Hy sien my hierso in die nuwe hemel en die nuwe aarde. So as God vanmôre sê, hierso somewhere is die weggeraping, dis nou een van die dae. Hoe weet God dit? Hy sien dit. Verstaan jy, kind van die Here, hoekom God iets sê en dit doen? Want hy weet dit. He speaks of non-existent things that he has foretold. God kan praat oor die toekoms, want hy ken dit. Is as if they already existed. For Abraham, human reason for hope being gone. For Abraham was human reason gone. Hoekom? Hy was oud en afgeleef. Sarah kon nie kinders sê nie. For Abraham, human reason being gone. Hoped on in faith that he should become the father. For Boet Snyman, human reason being gone. For my, human reason be gone. For Andre, human reason gone. Julle verstaan nie hoekom wil hy huis nie verkoop nie. Human reason sê, ons hoop is klaar. Nou weet ons nie meer nie, nou moet die Here maak soos hy wil. So kan ons na elkeen toe gaan. Vir my lyk dit of human reason gone is. Nee. Vir ons human reason gone. En weet jy wat, kind van die Here, daar's niks meer verkeerd nie, want ons is mens. Maar wanneer ek deur God se brille sien, different story. He hoped on in faith that he should become as he had been promised. Ek weet die Here, skies ek my rug gebruik, ek kan nie iemand anders gebruik nie. My human reason being gone oor my rug. Jy sê vir my, Boet, gaan vir die operasie in Kritla. Ek wil graag hê die Here my gesond maak. Ek weet nie wat is jou reason nie, liewe kind van die Here. Hoe spreek jy vanuit Boeta? Aan die brand. Burning. Daar's 'n rede hoekom julle ouens vanmôre hier is. Ek sal like om net so 'n oomblik met julle te gesels na die diens. God het maniere om ons te sit. Miskien moet julle vanmôre net kom kuier het om net hierdie woord te hoor. So ek wil hê julle moet hoor wat is dit wat God vir julle spesifiek sê as 'n familie. Ek en hy ou blond van my.
Julle tweeetjies. Ou Andre, jou hoop is lankal in sy maai in, maar hy bly glo, dis hoekom hy hier is. Nee. Hoop was weg, nee. Is hulle goeie naam wees as dit 'n meisiekind is, Hoop. He did not weaken in faith. He did not weaken in faith. Sondagmiddag toe ek by die huis kom, toe is my rug seer. To weaken my faith. Toe voel ek sommer gaan nooit weer preek nie. Ja, want ek het vanmôre gepreek, getuig, vanmiddag is ek half. Pastor, ken jy daai ding? He did not weaken, waar is ek nou? In faith, when he considered. Consider beteken think fully, carefully about something. Ek wil vanmôre carefully think. Kan ek weer my rug gebruik? Considering my back. Abraham moes sy vrou se impotence consider. En hy moes consider het dat hy 'n ou man was. En nou sê die Here vanmôre vir my boet, consider jou ou ruggie. Vir ander mense sê hy, consider jou probleem. Consider, dink aan dit wat nie vir jou werk nie. Consider hierdie hoop wat weggegaan het. Ek voel in my gees dat die Here vanmôre met ons baie mooi praat. Consider jou omstandighede. Hoor julle twee my. Consider julle omstandighede. Want hy sê, he did not weaken in faith. Ag, Andre, weet wat? My geloof faal my elke dag. Ek word party daar so moedeloos, ek wil vrek, ekskuus my kanseltaal. Maar weet julle ouens wat? Ek moet hoop teen hoop glo. My hoop is gone. God se hoop sê, daar's oorwinning. En nou moet ek die twee Tanimari, moet ek by mekaar kry. Boet Snyman se hoop en God se hoop. Dis 'n moeilike ding, brother. Hoe kry ek dit by mekaar? Wanneer hy bankrekening leeg is, gone. Daar's geen wy van inkomste nie. As I song, if everything, kom hier so. Karen, kan jy hom speel? Amen. Ga jy hom so oor die blou te kan sing? Kom. Ek gaan nie baie langer wees nie, moenie worry nie. Jy sien, ek het voorberei, maar ek moet toelaat dat die Gees van God werk soos hy wil. Want jy sê vanmôre, jy sê jy moet versigtig wees as jy in hierdie kerk is, want jy kry skielik werk dat jy... Ek weet nie of dinge in jou lewe uit mekaar uitneek nie. Ek weet nie, maar God weet. En weet jy toe dinge in Abraham en Sarah se lewe uit mekaar uitval, toe sê God, I have made you.
En ek wil hê jy moet dit consider vanmôre. I have made you. God het vir jou hoop. Jy sê ek het nie hoop nie. God het vir jou hoop. Ja, dankie Here Jesus. No unbelief or distrust made him waver or doubting question concerning the promise of God, but he grew strong and was empowered as he gave praise and glory to his name. But the words, vers 23, it was a credit to him, were written not for his sake alone, vers 24, but they were written for our sakes too. Met ander woorde, vir dit wat vir Abraham gesê is opgeskryf vir u en my ook. Ek wil hê julle moet iets sing. When everything falls apart, praise his name. Jy sê, Boete, ek kan dit nie maklik regkry nie. Ek verstaan dit. Ek verstaan dit. Hoe wil jy hê, moet ek die Here loof en prys as ek in die gutter van die lewe lê? Op daai papier van jou het Lizette 'n klomp mosterdsate vir jou vasgeplak. Ek wil hê jy moet huis toe gaan. En weet jy wat, dit gaan nou werk soos in 'n kerk. Baie ons gaan daai mosterdsaad weggooi as hy by die huis kom. Baie gaan dit plant. Baie gaan dit oppas. Party gaan na 'n week sê hier gebeur niks en hy gaan die ding weggooi. Daar's party wat dit gaan koester en dan gaan ietsiekie opkom, 'n klein saadjie gaan opkom, hy gaan ontkiem. En as jy hom bly koester en water gee, gaan hy 'n plant word wat mosterdsaad dra. Geef, die Bybel sê, al is jou geloof soos 'n sal jy vir die berg wat sê? Dis 'n simboliek. Daai mosterdsaadjie is 'n simboliek van jou geloof. En weet jy wat, terwyl ek dit doen, sê ek, Here, is ek nou weer besig met 'n triekie som. Miskien moet ons begin prakties word en glo. Gaan plant jou mosterdsaad by die huis. As jy hom nie plant nie, is alright. Ek kan sê dit oor daai saad gebid. En mag die wat dit doen en hy saad oppas, mag jy die vrug van God in jou lewe sien. Okay. As daar ouens soos ek is, sing vir ons bedien. As daar ouens is wat soos ek voel. Wat hoop teen hoop moet glo. Jy sien, baie mense is tevrede met wat hy is en hoe hy is. Maar daar's 'n skrif wat teen my staan vanmôre. I have made you. God het jou gemaak vir 'n rede op hierdie aarde. Maar die keuse is vanmôre by jou. Ek gaan nie by jou pleit nie, die woord van die Here spreek vir homself. As daar iemand is soos ek, wat sê, Here, ek kom kort in my lewe, I need more faith. Sal jy saam my staan asseblief.